Ek het gedink my buurvrou steel my kat en toe ontdek ek iets totaal anders. Hallo julle, welkom by nog 'n episode van Teen Afrikaans. Ek lees graag vir ons die storie, laat weet van my wat jy dink en wat jy sou gedoen het. Ek moet vertel wat gister gebeur het, want ek weet nie of ek moet lag of dit nou maar net moet los nie. My kat, Milo, het die laaste week elke aand verdwyn. Ek gedink hy dwaal net rond, soos katte maar doen, maar toe sien ek gisterand, hy kom by my buurvrou se huis uit, met 'n pink strikkie om sy nek. Ek was so kwaad. Ek stap oor en klop aan die deur. Sy maak oop met die grootste glimlag. "O, jy kom seker jou kat Milo haal," sê sy. Ek probeer om rustig te bly. "Hoekom het my kat 'n pink strikkie aan?" Sy lag nogals en sê, "Ag shame, hy kom elke dag na my toe vir kossies. Ek het gedink hy's maar net honger." "Maar ek voer hom dan elke dag," sê ek vir haar. Sy kyk my so aan, doodstil. "Hy eet 3 keer 'n dag by my." "O," sê sy, "ek het gedog dis 'n straatkat." Ek is seker sy weet dis my kat. Ek kyk toe na Milo wat daar in gewils kom, gaan lê hy op die kussing. Hy besef nie eers ek is daar nie. Toe besef ek, my kat het 2 huise, 2 kospakke en nou 2 vrouens wat hom soos 'n koning hanteer. Toe sê ek nou maar net, "Oké, maar asseblief help om 'n stukkie op my kat te sit." Sy het gelag en toe gaan ek maar net huis toe. Nou na die tyd dink ek, moet ek nou kwaad wees oor die vrou wat vir my kat altyd kos gee, want hy gaan omtrent rol, so groot gaan hy word, of moet ek nou maar net aanvaar my kat het dit te belewe? Wat sou julle gedoen het? Hoe hanteer ek nou hierdie buurvrou wat vir my kat wil voer? En 'n kat wat duidelik nie lojaal is nie. Togie. Eerlikwaar, ek was al in 'n situasie gewees waar ons buurvrou ook ons kat gevoer het en haar naam was Bailey. Ag, sy was so cute geweest, maar ek sê vir jou, Bailey was baie by hulle. Toe ons die dag trek, toe vra die buurvrou tot of hulle ons kat kan kry. Kan julle dit glo? Maar ons het gesê nee. Maar weet jy wat, ek dink katte is sommer net so, as hulle 'n ander huis vind, dan in 'n ander plek wat vir hulle kos gee, gaan hulle gaan kuier. Maar weet jy, hulle kom altyd tog terug. Hulle kom altyd terug huis toe. Ek dink nie dis iets om oor te vef nie, soos jy gaan minder spandeer aan katkos, moet dalk nie vir jou kat so baie kos gee nie. I don't know, of as jy regtig nie wil hê die kat moet aan toe gaan nie, dan moet jy iets doen, kry catnip, of maak die kos lekkerder, I don't know, maar dit is eintlik iets om glad nie oor te bekommer nie. As jy en jou buurvrou saam na jou kat kan kyk, what a bonus. Okay julle, dit is dit vir vandag se storie van Teen Afrikaans. Lekker dag, gesels weer, bye!